Môre, dit is Vrydag, die 11de April en 'n geleentheid waar ek in jou lewe kan inspreek. Wat 'n groot voorreg is dit nie van my kant af nie. Baie dankie dat jy luister. Dis altyd vir my 'n groot blessing. Nou ja, vanmôre wil ek gou met jou oor twee goed gesels. Die tweede een is die woord en die eerste een is iets niets wat ons gaan doen. Baie manne het ons gevra, hulle wil 'n bietjie 'n mannekamp. Wat 'n mannekamp? Dis wanneer jy gaan agteroor sit en jy gaan interkerklik net sit by die voete van die Here en jy gaan bietjie in die bos, gaan jy tyd met die Here spandeer. Jy moet onthou, ek en jy gaan eendag 'n ewigheid met hom spandeer. En ek dink dis bietjie tyd dat ek vir 'n naweek saam met jou gaan tyd spandeer, dat ons net bietjie die woord kan bring. Dink jy dit is 'n goeie idee nie? Waar is die plek? Mpumalanga. Nou, in Mpumalanga kry jy 'n plek, as jy in Nelspruit toe ry en draai af by Belfast, die plek se naam is Doringkop. Dis 'n lekker plaas. Man, jy ry daarin, daar's klowe, daar's 'n rivier, daar's lekker kos. En wat bietjie anders is, die akkommodasie daar is fantasties, maar jy met jou eie tent of boswa of karavaan kan jy saambring. Die pad is nie so sleg nie, jy kan maar met 'n karavaan ook kom. Nou ja, dan moet jy jou pelle nooi, en jy moet jou skoonpa en jou pa en almal en jou broers en jou pelle nooi, want dis een naweek wat jy tyd saam met die Here gaan spandeer. Kyk 'n bietjie hoe tyd spandeer hy saam met jou, 24 ure 'n dag spandeer hy saam met jou. Maar as jy uitgaan, gaan jy bietjie time out vat en bietjie by die Here tyd spandeer. Wanneer is dit? Dis die 9de, 10de, die 11de Mei. Dis amper oor 'n maand, om presies te wees, né? Presies oor 'n maand is dit 'n kamp daar aan die kant by Doringkop, aan die kant Belfast, op die pad na Stoffberg toe. En dan belangrik, as jy wil weet hoe om te bespreek, kan jy my kontak dawie.spies@gmail.com. Dit kos R800 vir die naweek. Dis nie geld nie. 4 etes ingesluit. Luister, ons wil nie geld maak nie, ons wil siele by die Here bring. En dan as daar manne is wat wil saai en ons rekening vir siele, saai siele, kontak my by dawie.spies@gmail.com. Fantasties. Nou, dis jou kans. Bring jou skoonpa of jou pelle saam en kom geniet 'n fantastiese naweek daarby saam met ons. Nou ja, hier is die volgende een wat ek met jou wil praat, is die woord van die Here. Nou, ons hoor so baie oor die woord, die duiwel val jou aan, of dis die duiwel se skuld. En dan kom die duiwel en hy kan jy nie slaap in die nag nie, dan draai jy met jou kop en hy doen sekere goed en dan is hier die pottel wat voor jou inspring, of die boom of iets, of ergens iets, en dan is jy ontsteld. En ons gaan bietjie vanmôre bietjie praat oor die duiwel wat baie keer met ons kom. Nou, baie mense sê, hy kom pla jou nie, dis jou eie skuld. Nee, kom ek gaan vertel vir jou. In die Bybelse tyd het hy Jesus kom pla, want hy weet wat Jesus op daai kruis gaan doen. So hy het alles probeer om Jesus van daai kruis af te hou. Volgende week gaan ons praat oor die kruisiging, maar hierdie week gaan ons praat van wat het voor die tyd gebeur. Nou, wat het gebeur? Jesus het 40 dae gevas. Hy's in die woestyn in. Kan jy dink, hoe vulnerable is jy na 40 dae wat jy nie geëet het nie? En dan word hy seker honger. Die Bybel sê hy het honger geword. En dan kom die ou duiwel na hom toe en hy wil vir hom brood aanbied en sê, hey, wag, kom ons lees. Hy sê in Matteus 4, toe Jesus deur die Gees weggelei is in die woestyn om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker, dis die duiwel, het na hom toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, as u die, dit laat my nogal dink aan Adam en Eva, right, hy twyfel gesaai, want hy het nie gesê dit is so nie, hy het gesê as jy so is, man, Jesus is die seun van God, die duiwel ken hom, hulle was saam in die hemel, hy weet wie die seun van God is, nou wil hy vir hom sê, as jy nou die seun van God is, hy wil hê, die duiwel wil hê dat Jesus moet twyfel. Kan ek vir jou sê, dis een van die grootste dinge wat die duiwel met my en jou wil doen. Hy wil hê ek en jy moet twyfel. Ek wil hê jy moet twyfel aan homself. Is daar 'n Here? As die Here daar is, hy is daar. Die duiwel gaan vir jou sê, nee man, dit is net 'n storie. Interessant, hy het dit met Jesus op probeer. As u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word. Net so. Jesus, jy kan mos enigiets doen. Jy is nou lekker honger. Sê vir daai klippe. Hy sê wie? Sê die duiwel. Hy kom sit daai leuen in Jesus se oor. As u die seun van God is, sê vir hulle dit word. Hoor 'n bietjie wat Jesus antwoord hom. Maar hy antwoord hom en sê, daar is geskrywe. Hoekom het hy dit vir hom gesê? Want die duiwel weet van elke woord wat in die Bybel geskryf is.
Want die Bybel was saam met die duiwel en Jesus voor die tyd van die aarde. In die begin was die woord en die woord is by God en die woord is God. Hoorie, maar hy antwoord hom en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die God wat die woord van uit die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na 'n heilige stad. Interessant. Hier vat die duiwel hom in die hand. En Jesus laat dit toe. Ek wonder hoekom het hy dit toegelaat. En toe neem Jesus hom na 'n heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God, het jy gehoor die woord as u die seun van God is? Werp jouself hier af, want daar is mos geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nooit u voet teen 'n klip sal stamp nie. Hy quoteer Psalm 91. Kan jy glo? Die duiwel quoteer Psalm 91. Die ou slim mannetjie wat nou dink, hy gaan nou Jesus hier vang. Hy sê, en Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe. Ja, dit is so, dit is die waarheid, maar daar staan ook geskrywe, jy mag die Here, jou God, nie versoek nie. Uitsa. Hier kom die duiwel en hy word vasgetrek. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Onthou die Satan het die wettige reg gehad om oor die aarde te heers. Onthou dit. So hy sê nou vir Jesus, ek gee al hierdie dinge vir jou. Man, Jesus was nie ge-worry oor al hierdie dinge nie. Jesus was ge-worry oor al hierdie siele. Hy wou nie goeders gehad het nie. Hy wou siele gehad het. Hy was gedryf deur die liefde van sy pa. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan. Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Wat 'n mooi stuk. Wat 'n pragtige stuk. Nou ek wil vir jou iets sê. Hier in die Bybel staan ook geskrywe, Jakobus 4 vers 7. Hy sê 3 goed, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Kan ek dit weer vir jou sê? Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, met ander woorde weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. Maar nie in die naam van Dawid Spies nie, in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus sal elke knie buig en elke tong bely. Want Jesus het die duiwel klaar oorwin op daai kruis. Dis hoekom ek en jy, hy wat in ons is groter as hy, wat ons wil probeer versoek elke dag. Elke dag kom hy na jou oor toe, en hy praat met jou kop, en hy sê vir jou negatiewe goed. Ag nee, wat jy gaan nie lank lewe nie, jou tyd op die aarde is verby. In die naam van Jesus, Satan gaan weg van my af. En die woord sê hy sal wegvlug. Uitsa, hoekom? Want hy is onder die woord. Hy is onder ons voete. Sê jy dit onthou op hierdie naweek? Moet dit nie vergeet nie. Ek gaan vir jou bid. Here, baie dankie vir die woord. Jesus, dankie dat u al die versoekings weerstaan het. En Here, die woord het die versoekings weerstaan. En Satan het weggegaan. Dankie Here dat ons vandag ook die woord kan gebruik om Satan te laat gaan. Ek loof en prys u naam. Amen. Dis 'n naweek wat voor lê. Lekker Saterdag. Ontspan, kindersport, man, so baie lekker dinge. En wie was die wonderlikste ding? Ek en jy leef en ons moet 'n verskil maak. En moenie vergeet dat jou beste nog steeds voor lê nie. Totsiens, tot Sondag toe as dit die wil van die Here is.